As julle nie is hier, ons doen Johannes hierdie jaar, as julle na die borde kyk, elke bord het die ek is uitsprake van Jesus. Ek is die brood, ek is die opstanding, ek is die lewe, ek is die egte druiwestok. So as julle uitstap, kyk 'n bietjie daarna, en dan want dis waaroor die hele Johannes gaan. Johannes probeer eintlik vir ons sê wie Jesus is. En dis die laaste evangelie wat geskryf is. Baie ouens sê dis die laaste boek wat geskryf is van die Nuwe Testament, is die Johannes Evangelie. En hy wil vir die mense baie duidelik maak, 10 teen tweede geslag Christene, wil hy weer verduidelik dat dit wie hulle gesien en gehoor het. En ek wil hierdie week luister ek na iemand, ons het so 'n diskussie gehad, en die persoon sê vir my, ja, Christendom is min of meer dieselfde, jy weet, dit gaan oor kindness, en dit gaan oor liefde, en jy weet, dis waaroor dit gaan, en dis interessant, dis nie waaroor dit gaan nie, waaroor gaan die evangelie, waaroor gaan die Christendom? Gaan nie oor 'n wet nie, dit gaan nie oor 'n uitspraak nie, dit gaan oor 'n persoon. En Johannes wil baie duidelik dit maak, dat as jy dink dat Christendom gaan oor 'n uitspraak of 'n dogmatiese stelling of 'n teologie, dan het jy dit mis. Dit gaan oor 'n persoon, en die persoon se naam is Jesus Christus. En dit gaan oor 'n verhouding met hom. En vanuit daai verhouding uit vloei alles. En dis wat Johannes vir ons wil duidelik maak in die hele Johannes Evangelie, wie is Jesus? En om in te glo in hom, En dan verduidelik hy wat beteken geloof. Wat beteken dit? Want almal hier sê ons glo. En interessant, as jy Johannes Evangelie deurlees, dan kom jy agter, baie mense het gesê, hulle glo in hom en tog nie geglo nie. En dis 'n amazing ding. En so geloof is, word gedefinieer deur Christus en ons verstaan van wie hy is. Dis hoe ons geloof gedefinieer word. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor Johannes 9, en dit gaan oor een van die belangrikste tekens. Johannes het 7 tekens. As Johannes praat oor die tekens, die wondertekens, hy gebruik 'n ander woord vir tekens as byvoorbeeld Markus. Markus praat oor die dynamos tekens, die wondertekens. Johannes praat oor die tekens as openbaring van wie Christus is. So dit gaan nie soseer oor die teken nie, dit gaan oor na wie wys die teken en wat openbaar dit van Jesus. Dis 'n mondvol, maar ons gaan nou oor. En dan Johannes 9 se teken, die genesing van die man wat van geboorte af blind was, is seker een van die belangrikste tekens van wie Jesus is. Later in die evangelie word daar weer verwys na hierdie gebeurtenis wat Jesus gedoen het. En die hele gedeelte, kom ons lees hom. Is dit reg so? Dit is 'n bietjie 'n lang gedeelte, maar julle kan by my hou. Ek dink is op die bord, dit is op die bord, wonderlik. So julle kan dalk dophou. Terwyl, ek gaan so 'n paar opmerkings maak, terwyl ons lees, net so 1 of 2 opmerkings, en dan gaan ons begin. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra toe vir hom, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind geword het, blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? En Jesus antwoord, dis interessant daai vraag, wie se sonde is, want in daai tyd het hulle glo, as iets gebeur het met jou, van jou geboorte af, want iemand moet die skuld kry. So of jy of jou ouers. Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Gaan net vinnig lees, terwyl jy lees, moet jy opmerk 'n paar goedjies. Hoeveel keer word sien en blind gebruik? En die hele gedagte van lig en duisternis werk saam met hierdie sien en blindheid. Vers 6, nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met 'n spoeg 'n bietjie klei aan, toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloombad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê, dit is hy, maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom, maar hoe het jou oë dan reg gekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak, en het aan my oë gesmeer, en vir my gesê, gaan na Siloam toe, en was jou. Ek het gegaan en my gewas, en ek kon sien. Waar is hy nou, vra hulle hom toe. Ek weet nie, was sy antwoord.
Daarna het die mense, die man wat eers blind was, na die fariseërs toe gebring. Dit was 'n Sabbatdag dat Jesus die klei aangemaak het en die man se oë genees het. Die fariseër het hom ook weer gevra hoe dit gekom het dat hy kan sien. Hy het hulle geantwoord: "Hy het klei op my oë gesit en ek het my gewas en nou sien ek." Party van die fariseërs sê toe, hierdie man kom nie van God nie, want hy hou die Sabbatdag nie. Hierdie is so snaaks. Ek weet hier is 'n wonderwerk wat hulle nog nooit in hulle lewe gesien het nie. En wat is hulle opmerking? Hou nie Sabbatdag nie. Hulle sien, hulle is so blind, so blind, so blind. Maar van die ander het gesê, hoe kan iemand wat 'n sondaar is sulke wondertekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Vers 17. Hulle sê toe weer vir die man wat blind was: "Wat sê jy van hom? Hy het mos jou oë genees. Hy is 'n profeet," het hy geantwoord. Die man wat blind was, antwoord toe: "Hy is 'n profeet." Die Jode het nie geglo dat die man blind was en nou kon sien nie, totdat hulle sy ouers geroep het en vir hulle gevra het: "Is dit julle seun van wie julle beweer het dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan?" Nou, ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is, het sy ouers geantwoord. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë genees het, weet ons ook nie. Vra homself, hy is oud genoeg, hy kan vir homself praat. Klink soos daai, nou gaan ek 'n bietjie afwyk, maar klink soos daai grappie van die ou in die koshuis. En hy staan so en hy kry weer die brood vir die tweede, derde dag, so ou brood, kliphard, en hy sê, hulle praat so oor hoe sleg die brood is en die kos is, en die matrone kom agter hulle aan en sê, wat sê julle? En hy skiet so die brood so vorentoe, hy sê, praat vir jouself, jy is oud genoeg. Dis min of meer wat sy ouers praat vir jouself, jy is oud genoeg. Sy ouers het dit gesê, omdat hulle bang was vir die Jode, want die Jode het toe al klaar met mekaar afgespreek, dat iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sal word. Daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra homself. Die Jode het toe die tweede keer die man wat blind was geroep en vir hom gesê, praat die waarheid voor God, ons weet mos hierdie man is 'n sondaar. Daarop het hy gesê, of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel, ek was blind en nou sien ek. Hulle sê toe vir hom, wat het hy met jou gemaak? Hoe het hy jou oë genees? Ek het julle mos al vertel, en julle het nie geluister nie, antwoord hy. Hoekom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook disippels van hom kom word nie. Toe skel hulle hom uit en sê, jy's 'n disipel van hom, ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Dis darm snaaks, sê hy daarop vir hulle. Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en tog het hy my oë genees. Julle sien nie, en tog sien ek nou. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontzag het, en doen wat hy wil sê, luister God na hom. Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor, dat iemand die oë van een wat blind gebore is, genees het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Hulle sê te vir hom, jy is van jou geboorte af een sonde. En wil jy vir ons staan en leer? En hulle het hom uitgeban. Jy sien, dis hoe jy, wanneer weet jy iemand het 'n argument verloor? Die enigste ander opmerking wat jy kan doen is, jy sondig man, gaan uit! Dis maar nog meer dit. Jy klim in die ou se karakter in. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het, en toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die Seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit meneer, sodat ek kan glo? Jesus het vir hom gesê, jy sien hom. Dit is hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Toe sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie kan sien, en die wat sien kan blind word. Party fariseërs wat hy by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle, as julle nie blind was nie, sou julle nie skuldig gewees het nie, maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle skuldig. Ongelooflike gedeelte. Unbelievable gedeelte. Daar is in die sielkunde 'n siekte, wat party van ons het, mans meer as vrouens dink ek, en hulle noem dit die onoplettendheidsblindheid. Die onoplettendheidsblindheid, wie het al daarvan gehoor? Ons het 'n sielkundige hier in ons midde,
Onopletterheidsblindheid. Dis daai ding wat jy reg voor 'n kas sien en dan sê en dis nou kremore in 'n refrigerator. Onthou jy laat advertensie, julle wat ouer is. Vir julle wat jonger is so 'n advertensie van 'n ou wat reg voor die yskas sien en dan soek hy die kremora. En dan sê hy op 'n stadium pak hy die hele yskas uit en dan skry hy die kremora en sê en is nou 'n kremora in 'n refrigerator en hoor hy hier van buite af. It's not inside, it's on top. It's not inside, it's on top. En dan staan die kremora hier by hom. Wie het al peanut butter gesoek in die kas? En dan sê jy vir jou vrou, jy het vergeet om peanut butter te koop. Maar sy sê dis reg voor jou. Sê dis nie reg voor my nie. En dan kom jou vrou sê sy vir jou, jy lag nee, jy het dit al ervaar. Lank getroud al, nê? En dan 6 maande. Okay, jy sal dit agterkom. Hy kan nie kyk nie, hy kan nie sien nie. Verstaan jy? Dis onopletterheid blindheid. Hierdie gelykenis gaan daaroor dat daar mense is wat reg voor hulle staan die antwoord en hulle kan nie die antwoord sien nie. Reg voor hulle staan dit. Staan die man wat die seun van God is, die Messias waarvoor hulle na uitsien en hulle kan hom nie raak sien nie. En hierdie hele gedeelte gaan oor Thomas se verklaring na Jesus se opstanding. As Thomas sê, as ek nie my vingers in sy wonde indruk nie en my hand in sy sy indruk nie, sal ek nie glo nie. En dan sê Jesus, daag Jesus op en sê vir Thomas, hier is ek, druk jou vingers nou in my wonde en sit jou hand in my sy en geseënd is hulle wat nie sien nie en nog steeds sal glo. En dis wat hier aangaan. Is ons baie keer so blind, dat ons baie keer nie sien nie, en dit staan reg voor ons, die seun van God, die Messias, staan reg voor hulle, en hulle kan dit nie sien nie. Hierdie hele verhaal, net vinnig 'n bietjie agtergrond, hierdie hele verhaal speel teenoor die verlamde man se verhaal, in die Johannes Evangelie. Onthou julle, Christian het gepreek oor die verlamde man, onthou julle nog, hy het ook by 'n bad gesit, gewag het die water beweeg en dan sê hy vir Jesus kom na hom toe en sê, wil jy gesond word? En hy sê, maar daar's niemand wat my kan insit nie. En dan sê Jesus vir hom, staan op, vat jou goed en loop. En dit is ook op 'n Sabbatdag gewees, onthou julle? En dan loop hy en dan sê die Fariseërs vir hom ook, wat maak jy? Dan sê hy, wel die man wat my gesond gemaak het vir my gesê, ek moet my goed optel en loop. En dan is dit anders as hierdie verhaal, want wat hierdie man doen, wat die wonderwerk gebeur het is, Jesus sê dan vir hom, gaan in Sondag nie weer nie, dat iets nie erger met jou gebeur het nie. Anders as hierdie man waarvoor hy sê, nie dit is die sonde van hom, of van sy ouers, dat hy blind is, maar so dat die werke van God gesien kan word deur hom. En so dis die kontras, en dan die man wat verlam is, gaan terug na die Fariseërs, in plaas dat hy sê wie Jesus is, gaan verklaar hy vir Jesus, want hy was bang dat hy verban moet word. En dan sien jy hierdie kontras tussen twee mense, wat deur dieselfde wonderwerk is, en die een sien Jesus as seun van God, en die ander ene sien hom as 'n wetverbreker. En so dis 'n ongelooflike afspeling van die twee. Al twee word ondervra, al twee is op die Sabbatdag. Interessant genoeg, 'n ander ding wat jy moet optel in hierdie verhaal is net die hele gedagte, hoekom spoeg Jesus op die grond en maak klei? Wie het al dit gewonder? Enigiemand? Jy dink myself, kon hy nie net soos die verlamde man gesê het, staan op, vat jou goed en loop. Kon hy nie net gesê het, hierso, daar's hy, boem, oë oop. Hoekom gebruik jy klei? Dit is interessant, Jesus is besig om met die klei iets te vertaal van Genesis 2 vers 7. Wat gaan in Genesis 2 vers 7 op? God is besig om die mens te vorm uit wat? Uit die klei van die aarde, uit die grond. En hy skep. Wat doen Jesus as hy klei maak en hy smeer dit aan hy is besig om te sê wie hy is. Die een wat die hemel en aarde geskep het, die logos waarvan Johannes praat, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Niks het sonder die woord ontstaan nie. En Jesus is besig deur hierdie gelykenis, deur die klei aan te maak, terug te gaan na Genesis 2 toe, en vir hierdie mense te sê wie hy is. Hy is dieselfde God, wat in die begin klei gemaak het, en die man gevorm het, en die vrou daar uitgevorm het. En hy kan deur dieselfde klei in jou oë smeer, en jy kan sien, want is hy wat lewe skep, en is hy wat sig
sig gee vir die mens. En so Jesus is besig, baie meer as om net 'n wonderteken te doen, is hy besig om te sê wie hy is. En dis hoekom Johannes hierdie teken gebruik. Dis hoekom hierdie teken sentraal staan in die hele Johannes Evangelie. Dis eintlik wat gebeur. Die blindes sien die blindheid van die fariseërs raak. Dit is ongelooflik. Hierdie hele verhaal speel af dat hier blindheid is en ewe skielik sien iemand. Iemand wat van geboorte af blind is, sien helderder as iemand wat al reeds gesien het van sy geboorte af. Want daar's 'n geestelike blindheid. En dis eintlik wat Jesus sê, as hy sê, sodat die werke van God bekend kan word, het nie te doen met die wonderteken as sulks nie, maar om te doen met iemand wat geestelik blind is, en iemand wat wedergebore is, wat weer kan sien. Dis waaroor hierdie gelykenis, hierdie wonderteken gaan. Die grootste wonderteken van God, is nie dat hy blindes gesond kan maak nie, maar dat hy jou blindheid kan wegvat, sodat jy kan sien wie hy is. Dis die wonderteken. Dis interessant, as ek dink by myself, dis eintlik hierdie ding, ek weet nie wat met my gebeur het, as die fariseer van vra, wat met jou gebeur, dan sê ek weet nie, ek weet net, ek was blind, en nou sien ek. Dis 'n amazing uitspraak eintlik. Dis eintlik 'n uitspraak van elke persoon wat wederbaar is. Wie is wederbaar al? Wie daai wederbaring, miskien van 'n tyd, is ook 'n interessante ding. Party, okay, gaan was jy in die bad van Siloam, verstaan jy? Okay, dan stap ek in Siloam. Nou kom ek, daar's 'n ander gelykenis wat hy ook 'n blinde man gesond gemaak en dan sê hy, sien jy? Dan sê hy ja, soos ek sien mense soos bome en dan die volgende sê doen die Here weer iets en dan sien hy helder. Dit is ongelooflik, baie keer is ons wedergeboorte oor tyd, is dit nie so nie. Jy het 'n bietjie gesien en ewe skielik sien jy helderder en dan sien jy ten volle wie Christus is. En al wat jy kan verklaar is, ek was blind, maar nou sien ek. Hierdie is een van die moeilikste goeters vir my in die bediening. Een van die moeilikste dinge vir my in die bediening, die man Jesus het gesê, gaan klei gevat en aangesmeer en toe sien ek, is dat ek nie iemand se oë kan oopmaak nie. Niek, ek wens so. Ek het klei gehad. Ek wens so ek kon iemand net ruk in hulle skouers, soos hierdie man wat ek hierdie week mee gepraat het, net kan skud en net kan sien jy nie, wie het al gewens, iemand kan net sien, wat jy sien. En dit het niks te doen met geleerdheid nie. Die fariseërs is die geleerdste mense en hulle sien nie. En hierdie ou is 'n bedelaar, niks nie. Sy ouers is 10 van die laagste stand in Israel en hulle sien. So dit het niks te doen met jou intelligensie nie. Dit het te doen met Jesus jou oë aangeraak het en ewe skielik sien jy helder wie hy is en jy sien die prentjie oor wie hy is. En ek kan nie mense se oë oopmaak nie, dis 'n wonder van God. Elkeen van ons het nie ons eie oë oopgemaak nie. Tiaan, het jy jou eie oë oopgemaak? Hoe sien jy vandag? Ek weet nie. Ek weet nie, daar was 'n man genaamd Jesus wat gesê het, gaan was jou in die bad van Siloam en jy sal sien. Daarom is 'n getuienis wat ons gee, elke getuienis van 'n kind van die Here, is nie 'n getuienis oor hoe hulle gesien het nie, maar hoe God hulle laat sien het. Nie amazing nie. Ons kan nooit sê, jy weet, dis hoekom ons kan nooit eers sê, jy weet, ek was 'n slegte ou en jy weet, op 'n oomblik, jy weet, het ek net besef, verstaan jy, my lewe is gemors en ek het besef, jy weet, ek moet my lewe vir die Here gee en ek het besef, nee, al wat jy kan sê is, die blinde man het nie eers iets besef nie. Die Here het net gesê, jy sal gesond word en jou oë het oopgegaan. Hoe amazing is dit? En dat ek kan sien en iemand anders nie kan sien nie, is een van die grootste wonders van alle tye. Ek verstaan nie dit nie. Hoekom die Here se genade oor my uitgestort het, om te kan sien, verstaan ek nie. Maar hierdie verhaal vertel ook van iemand wat so blind is. Daar's niemand so blind soos een wat nie wil sien nie. Daar's niemand so blind soos iemand wat nie wil sien nie. J.K. Chesterton het hierdie mooi quote.
wat in sy boek Orthodoxy geskryf het. Hy sê, we are perishing for want of wonder, not for want of wonders. Hy het so 'n mooi manier om te praat oor woorde. Julle het dit nou verby julle gaan, nee. Hoor gou weer. Susan, mooi hoor. As my vrou vra ons, dan weet ek, okay, ek verloor julle. Alright. We are perishing not of a want of wonder. Wat is wonder? Dis hier awe. Hy sê ons is besig om blind te wees, nie oor wonderwerke wat ons nie sien nie, maar hierdie awe wat ons nie het nie. Dis die probleem met die fariseërs. Hulle het hulle awe verloor, hulle sense of wonder verloor, hulle sens van die klein seentjie wat opkom en sê, wow, wow. Party van ons het so baie al gesien, dat ons blind is vir dit wat die Here doen in ons lewens. Is dit nie so nie? Ons het al so baie die evangelie gehoor, dat ons later aan blind word vir die een wat die evangelie is. Ons is al so in die woord, en ons ken al die teksverse, en ons weet al die goeders, en ons weet wat reg en verkeerd is, want ons kan vir almal hulle sondes uitwys, dat ons blind geword het, vir die een waaroor dit alles gaan. Dis nie hoeveel teksverse jy ken nie, maar ken jy die een wat dit geïnspireer het. Dis waaroor dit gaan. Hierdie is interessant, iemand wat werklik die waarheid soek. Wat sê die fariseërs vir hierdie man? Vertel ons die waarheid. Onthou julle ons gedeelte laasweek oor die waarheid? Hier kom dit weer. Wie is die waarheid? Almal wat laasweek hier was. Wie is die waarheid? Christus. Wie wat sê ouens, vertel ons die waarheid. Jy lieg mos. Altyd interessant vir my dat ouens dink, mense het daai tyd, hulle was baie naïef, hulle het geglo in wonderwerke. Nee, hierdie ouens was scientiste, maat. Jy moet letterlik bewys wie jy was. Anders glo nie wie jy is nie. En wat sê hulle vir hom? Bewys ons vertel ons die waarheid. Maar eintlik wat hulle wil hê is net om reg bewys te word. Hulle wil nie die waarheid hê nie. Hulle wil net in hulle comfort zone sit elke liewe tyd. Hulle het hulle bed, hulle het hulle godsdiens en hulle wil net nie dit verloor nie. En so hulle soek nie die waarheid nie, want as jy die waarheid werklik soek, sal God homself openbaar in jou. Dis hy sê jou laat sien, as jy hom soek, sal jy hom vind. Soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. Maar hierdie ouens soek nie die waarheid nie. Hulle soek net 'n bevestiging dat hulle weet wat die waarheid is. As niemand so blind soos iemand wat dit nie wil sien nie. Interessant genoeg. As ek dink oor dit, dan dink ek baie keer, wie van julle hou van argumenteer? Nie jy nie, Suus, ek weet. Jou man hou van dit, nee. Juka? Wie van julle? Nee, ek gaan nie, okay. Baie ons hou van argumenteer, jy weet, jy dink by jouself, jy gaan iemand oortuig deur jou goeie argumentering, verstaan jy? Jy wil altyd iemand oortuig van jou siening. As jy in 'n gesprek betrokke raak, dan wil, jy weet, jy het 'n opinie oor alles. Jy weet wat die waarheid is. Jy kan dit uitwys vir almal. Verstaan jy, as dit rugby is, weet jy wie die beste is. As dit politiek is, weet jy wat die antwoorde is. Jy het dit al uitgeklaar. Niemand kan jou iets vertel nie. Jy weet alles van almal en van alles. En daarom as jy in 'n gesprek is dit nie om iets te hoor nie, is om vir iemand iets te vertel. Jy sien, die fariseërs weet alles. Hulle weet wat die woord sê. Hulle verstaan wat die woord sê. Hulle kan vir jou leermeester wees. Jy is die leermeester, soos Nikodemus in Johannes 3 wat gesê het, jy weet, Jesus sê vir hom, jy is die leermeester van Israel. Verstaan jy nie eers hierdie dinge nie? En baie keer is ons in gesprekke en ons wil nie hoor wat die Here sê nie. Ons wil eintlik vir die Here sê wat hy moet doen. Ons wil nie waarheid weet nie, dan sou ons geluister het, maar ons is bitter min luisteraars en baie prateraars. Ek weet nie waar 'n woord so is nie, ek dink nie so nie, maar dis my woord vandag. Jy sien, die fariseërs mis hom, want hulle fokus is waar. Waar is hulle fokus? Waar is die fariseërs se fokus? Op die wet. Hulle mis die genade en waarheid, want hulle fokus is in die wet.
En hulle wil uitwys wat 'n sonde jy gedoen het in plaas van wie die een is wat jou vrymaak. Dit is 'n ongelooflike ding. Matteus 23 vers 24 sê Jesus vir hulle, julle sif die muggie en sluk die kameel in. Julle sif die muggie en sluk die kameel in. Wat beteken dit? Julle is so besorg oor die klein goeders en vergeet die groot ding. Maar daar's 'n ander gedeelte in hierdie skrif wat eintlik wonderlik is, en dit is hierdie man se geloof wat groei. As jy hierdie gedeelte weer deurlees, dan kom jy 'n man wat groei. Anders is die verlamde man. Anders is die verlamde man wat nooit glo nie. Hy sien 'n wonderteken. En dis hoekom J.K. Chesterton sê, we are in a lack of a wonder. Het jy nog wonder oor wat die Here kan doen? Of soek jy net 'n wonderteken? Want as jy in wonder is, sien jy God se werk elke liewe dag van jou lewe, want jy sien nou wie hy is en wat hy doen. Interessant genoeg, hierdie man wat blind was en nou sien, hy groei in sy geloof. Hy sien al hoe duideliker. Jy sal opmerk in die begin staan daar, wie is dit? Dan sê hy hierdie man. Daar was 'n man genaamd Jesus. Dis 'n deel van die geloof wat my gesê het, dan kry jy, wie is hy? Dan sê hy is 'n profeet. Dan groei hy 'n stappie meer, nader. Hy is eers 'n man, en toe sê hy profeet. En toe sê hy is die seun van die mens. Glo jy in die seun van die mens, sê Jesus vir hom. En toe sê hy, Here, wie is hy dat ek kan glo? En dan sê Jesus vir hom, jy sien hom. Mooi is dit. Jy sien hom. En wat doen hy? Hy aanbid hom. Hy aanbid hom. En dan sien hy hom as die seun van God. Nie meer as die seun van die mens nie, nie meer as 'n profeet nie, nie meer as 'n man nie, maar hy sien hom as die seun van God. En die reaksie van iemand wat sien is wat? Is aanbidding. Hoe weet jy iemand het gesien? Hy het nie al die regte antwoorde nie, maar hy is in aanbidding. Dis 'n amazing verhaal, Jonas se verhaal, altyd vir my as ek dink aan Jonas se verhaal. Jonas se verhaal, alles loop skeef in sy lewe. Hy is blind, hy word blind. Hy kry sweer op sy lyf. Hy word uitgekerf, hy sit op die ashoop. Hy kan nie meer sien nie, niks nie. En dan verskyn God aan hom en sê, Jona, ek gaan nie vir jou verduidelik hoekom dit is wat gebeur met jou nie, maar ek gaan vir jou sê wie ek is. En wat is Jonas se reaksie nadat God gewys het wie hy is? Hy sê, nou sal ek stil bly en ek sal aanbid. As God nie jou gesond maak nie, maar jy kan sien wie hy is dit die grootste wonder wat God kan doen. As God nie jou omstandighede verander nie, maar jy kan laat sien wie hy is in daai omstandighede, dis die grootste wonder. Want dan kan jy hom aanbid in elke omstandighede. En hom loof en prys in alle omstandighede, alhoewel jy nie die uitkoms sien nie, sien jy hom. En daarom wil Johannes vir ons sê in hierdie evangelie, in hierdie wonderteken, hy wil vir ons weer eens sê wie Jesus is. Die fariseërs wat wil vasgevang is in die wet en nie in die wonder nie. En C.S. Lewis sê die volgende, ek het al hierdie baie keer gelees, maar ek wil dit weer lees, en dit is so 'n mooi gedeelte, en dis die hele ding wat ek wil terugkom na hierdie gedagte dat mense dink, Christendom is net nog 'n morele klomp reëls, en nie 'n persoon nie. Hy sê die volgende, a man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would be either a lunatic or else he would be the devil of hell. You must make your choice. You can shut him up for a fool. You can spit at him and kill him as a demon, or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. Wie is hy vir jou? Wie is Jesus vir jou? Is hy Here? En val jy op by sy voete in aanbidding.
Of dink jy, hy is net iemand wat morele lessies uitgedeel het, en al wat ons moet doen is die morele lessies volg. En jy volg nie 'n morele les nie, jy volg Christus. En jy val op sy voete, en jy aanbid hom as die een wat jou blindheid weggeneem het, sodat jy kan sien. Amen. Miskien is hier iemand vanoggend. Jy het nog klei op jou oë. Ek wil jou stuur na die lewende water toe. Wil jy nie jou oë gaan was in die lewende water van Christus nie. Dan sê jy sien. Ek kan nie jou blindheid wegvat nie. Maar ek kan jou wys na die een wat die water is, wat die modder laat afval, sodat jy hom kan sien. Vader, dankie dat U die een is, wat in die begin uit modder ons aan mekaar geweef het. Dankie dat U gespoeg het in die modder, en U het hierdie mens ontwerp en create. U het vir hom oë gegee, en ore gegee, en arms gegee. Maar Vader, die sonde in baie opsigte het ons verblind. In hierdie oomblikke wil ons bely dat U net weer kan herskep. Niemand anders te kan herskep nie. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dis 'n herskeping. Mag ons hoor, en mag ons sien, mag ons mond oopgaan om te praat. U die blindes laat sien, die dowes laat hoor, en die stommes laat praat. U is die Seun van God, ons Here. En ons val op ons knieë in hierdie oomblik vir U. En wil U aanbid, elke liewe dag van ons lewens, totdat ons voor U staan eendag. En ons U sien van aangesig tot aangesig. Amen.